Psalm 88 van vers 1 af. 'n lied, 'n psalm van die kinders van Korag vir die musiekleier op die wysie van Mahalat Dianot, 'n onderwysing van Heman die Israel. Here, God van my heil, bedag so roep ek, in die nag is dit voor U. Wat my gebed voor U aangesig kom, neig U oor tot my smeke. En my siel is stad van teëspoed en my lewe raak aan die doderyk. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdal, ek het geword soos 'n man sonder krag. Vrygelaat onder die dooies, soos die wat verslaan is, wat in die graf lê. Aan wie U nie meer dink nie, en wat afgesny is van U hand. Het my gesit in die kuil diep daaronder, in duisternis en dieptes. Die grimmigheid rus op my, en U druk my neer met al die golwe. U het my bekendes ver van my verwyder, my iets afskuweliks gemaak vir hulle. Ek is ingesluit en ek kan nie uitkom nie. My oog vergaan van ellende. Here, ek roep U aan die hele dag en ek brei my hande na U uit. Kan U aan die dooies 'n wonder doen? Of kan skimmel opstaan, kan hulle U doof? Kan U goedertierenheid vertel word in die graf, die trou in die plek van vertering? Kan U wondermag die duisternis bekend word en die geregtigheid in die land van vergetelheid? Maar ek, Here, roep U almal en in die môre kom my gebed U tegemoet. Here, waarom verstoot U my siel? Verberg U aangesig vir my. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe. Ek dra die verskrikking, ek is radeloos. Die doringgloed het oor my gegaan, die verskrikkinge vernietig my. Die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my. Die het vriend en metgesel ver van my verwyder, my bekendes is duisternis. Ek sê net julle aandag die beginwoorde van vers 2. Here, God van my heil. Psalm 88 is die donkerste en swaarste psalm wat ons in die hele Bybel het. Maar is nog ander psalms wat sing van die mense nood en die smagting om by die Here te wees, maar al die ander psalms eindig op 'n manier met hoop. Met die Here se getrouheid. Maar Psalm 88 nie, die hele psalm is donker, dis duisternis van die begin tot die einde, en die laaste woord is ook duisternis. In die middeleeue het 'n Spaanse monnik 'n boek geskryf met die titel Die donker nag van my siel. Ook in hierdie psalm sing. En hoe moeilik en hoe swaar en hoe donker hierdie psalm ook al is dit vir ons goed om hierdie psalm in die Bybel te hê. Dat ons word met hierdie psalm herinner dat 'n gevoel van hopeloosheid nie vreemd vir die gelowige is. Ons word herinner dat lyding en swaar kry deel van ons lewe is. Ons word herinner dat jy soms kan voel asof God ver is en asof hy jou straf en asof hy glad nie omgee nie. Ons herinner dat daar nie altyd dadelik uitkoms is van ons beproewings nie. Ja, ons stoei soms die lewenslang. En so donker soos hierdie psalm is, moet ons besef, daar is tog hoop wat gegee word. En dan is net 'n klein straaltjie van lig wat in hierdie pikdonker te skyn, gee dit hoop. So kom ons kyk eers saam na die pikdonker omstandighede van die psalmdigter. Baie van ons ook goed ken. Kyk ons na die straaltjie van lig, die
hoop wat gegee word, dan sal ons sien, maar hoe kan ons as gelowiges volhard wanneer dinge donker is? As mens al die hopeloosheid en duisternis in die Psalm sien, kan mens wonder oor die geloof van die psalmdigter. Ons wonder dikwels ook oor ons eie geloof in ons donkerste tye. En ons vra maar, glo ek hard genoeg? Want om een of ander rede dink ons, as ons net hard genoeg gaan glo, gaan ons nie deur die seer kry te gaan. As ons net hard genoeg glo, gaan ons nooit donkerte beleef nie, gaan alles net goed gaan met ons. Hierdie Psalm is deur Heman geskryf. Een van die leviete wat ons voorgaan in die volk se aanbidding. So dit was nie iemand wat ver weg van die Here was, dit is iemand wat naby aan die Here gelewe het. En steeds het hy hierdie pikdonkerte ervaar. Was hy oorweldig deur sy hopeloosheid. En soos ons deur die Bybel blaai, sien ons baie regverdige gelowige mense wat duisternis beleef. Dink aan Job, wat in oogwink alles verloor het. Dink aan Jeremia, 'n profeet wat 'n lewe van smarte geken het, maar die mense nie van die Here se boodskap gehad het. Dink aan Elia, nog een van die Here se profete wat op 'n kol net onder 'n boom gelê het en sê, nou is dit genoeg, nou wil ek eerder net doodgaan. En hulle sien ons dan, net omdat jy deur donker te gaan. Net omdat dinge hopeloos voel, beteken nie dat jy nie glo nie. Gelowiges gaan deur bitter moeilike dinge gaan. Soms gaan die lewe nag voel. Geloof is nie 'n feesverhaal nie. Net omdat jy glo, is jy nie gevrybaar van hopeloosheid nie. So moenie jou donker gat nog dieper en donkerder maak en vir jouself te sê die hele tyd, ek moet net harder glo nie. Gelukkig gaan deur die donker. 'n bietjie hoe die psalmdigter se dood beskryf. Die Here het 'n manier in die psalms om ons emosies uit te druk wat ons nie self regkry is. My siel is sat van die teëspoed. Ek kan nie meer. My lewe raak in die doderyk. Ek voel daar nie sin is om aan te hou lewe. Ek word gereken by die wat in die kuil neerdal. Ek kan net wel dood wees. Ek sê dit al alleen. Ek het geword soos 'n man sonder krag. Dis magteloos. Ek kan niks aan my situasie doen. Vrygelaat onder die dooies soos die wat verslaan is wat in die graf lê. Daar is niks wat my laat voel, maar ek het 'n doel. Voel of ek nie betekenis het, voel of ek nie 'n verskil kan maak nie. Dis asof ek in een van die vele verwaarloosde begrafplase in Suid-Afrika het van die almal vergeet. Jy dink nie meer aan my. Ek is afgesny van U hand. Waar is die Here? Gee hy om. Voel nie so. U het my gesit in die kuil riep daar onder duisternis en dieptes. Donker gat vol duisternis wat nog donkerder raak omdat die gat wat diep is. Alles is hopeloos. Psalmdigter besef maar die Here laat dit toe. Alles is hopeloos. Die grimmigheid rus op my. U druk my neer met al U golwe. Asof die Here omskrap. Asof hy net nie meer kan, hy lig skaars sy kop op om asem te skep na 'n golf wat hom omgeslaan het, dan trek die volgende golf om voor hy behoorlik kan asem kry. My bekendes ver van my verwyder, my iets afskuwelik gemaak vir ek is ingesluit en kan nie uitkom nie. Psalmdigter voel heeltemal
traan van ellende. Ek is gedaan gerig, so hoe gaan ek weet of daar nog trane by my oë kan uitkom nie. Here, waarom verstoot nie my siel, verberg nie die aangesig vir my, dit voel vir hom asof die Here niks meer met hom te doen wil hê nie, of die Here net nie meer daar is nie. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterwe. Ek dra die verskrikking, ek is radeloos. Psalmdigter kan nie presies sê hoe lang hy al die donker beleef, maar hy sê van sy jong dae af, vir lewenslang. Hy het nie meer planne nie, hy het nie meer idees nie, hy weet nie maar hoe gaan hy in hierdie situasie uitkom. Die toorn gloed het oor my gegaan, die verskrikkinge vernietig my. Voel die Here dit spreek. Die hele dag omring hulle my soos water, saam omsingel hulle my, hy is oorweldig. Veel langer moet hy nog water drink. My vriend het net gesel, ver van my verwyder, my bekendes is duisternis. Ek is so siel alleen in die donker. So vasgevang in die donkerte wat hy beleef, dat hy vers 11 tot 13 net in sy omstandighede vaskyk. Maar hoe kan iemand wat dood is, hoe kan iemand wat dood is van die goedheid vertel? Alles voel soos die einde. Nou moet ons baie eerlik met onsself wees. Hoeveel van ons het nie al so gevoel? Voel op hierdie oomblik so. Al dit 'n verhouding wat versier het, en voel net of die Here niks daaraan wil doen nie. Maar weens die dood van 'n geliefde, soveel drome saamgedroom, soveel planne saamgemaak het, is hulle net weg. Maar weens moeilike werksomstandighede, omdat jy sukkel om werk te kry, dalk weens 'n ongeneeslike siekte, maar net aan. Dalk weens 'n lewe van gesondheidsuitdagings, dalk weens ouderdom, krag raak dit al minder. Dalk weens alleenheid. Dalk omdat ander kinders by die skool my heeltyd net wegstoot. Dalk omdat ek nie bereik het waarvoor ek so hard gewerk het. Ons kan dit ook in die donkerte beleef, weens goeie dinge ook. En die Here vir ons gee dan soos ekstra hard op onsself. Want hoe kan ek so voel as die Here vir my hierdie mooi ding gegee het? Dalk is jy die mamma van pragtige kindertjies, maar jy is heeltemal gedaal. Jy weet nie maar hoe gaan jy aanhou, voel leeggepraat. Jy kan net nie meer gee, jy sien net nie meer lig. Dalk weens 'n geliefde wat jy versorg, en jy doen dit met die grootste liefde, jy doen dit graag, maar dit raak net te veel vir jou. Soveel dinge wat ons kan laat dink, alles is net donker. Asof die donker begin jou versloer, alles is pikgiet donker. Net laat ons vra, is daar hoop? Die hele Psalm is dan so donker en vol hartseer gebleid, is daar hoop op, dit is maar net opgee. Ek voel of die Here nie belangstel, ek voel of hy ver is, of hy skraap. In hierdie pikdonkerte is daar 'n straaltjie lig wat skyn. Vers 2 roep die psalmdigter die Here in gebed aan. Here, God van my heil. Hy sien nie die Here se hand in sy lewe raak nie. Hy ervaar nie die Here se nabyheid nie. Hy voel nie hoe hy werk nie, maar hy bid. Die Here is die Here.
Here is getrou aan sy verbond. Hy is getrou aan sy mense, hy is altyd daar, ook wanneer jy dit nie sien of ervaar nie. En hy is die God van my heil, die God wat red, die God wat verlossing gee, die God wat uitkoms gee. En op hierdie punt besef ons geloof moet 'n geskenk van God daar wees. Wat as geloof iets was wat ons elkeen sommer net self verkies het, sou ons dit al lank gelos het as die lewe so seer en moeilik is. Maar in sy donkerste nag kan die psalmdigter aanhou bid, omdat hy weet dat die Here op sy tyd uitkoms sal gee. Hy bid nie net in vers 2 nie, ons sien in vers 10 en vers 14 ook, hoe iemand die Here gebed is net by hom wat daar hoop is. Hy is die God van ons heil. Al voel ons alleen, al voel ons asof die Here ons verstoot het, kan ons aanhou bid en vertrou. Want hy is getrou, hy is daar. Al voel ons of ons in die dag vasbid, al voel ons of die Here glad nie luister nie, hy beloof, hy is daar. Ons voel verstoot en alleen. Maar daar is een wat waarlik verstoot en alleen was. Man wat smarte geken het. Dis ons Here Jesus Christus wat aarde toe gekom het en mens geword het van sy geboorte af en die skaduwee van die kruis oor sy lewe gehad. Koning van die heelal word in die krib en lewe neergelegd. Dwars deur sy lewe verwerp mense om dood. En aan die einde daarvan, toe hy gekom het om te doen, waarvoor hy gekom het en aan die kruis gehang het, is hy weer God verlaat. Is hy heeltemal alleen en hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? En God het sy genade en liefde van hom al weggedraai. Net sy toorn ons sonde op hom uitgegee. En omdat hy heeltemal alleen was, en omdat hy die straf op al ons sonde gedraai het ons hoop, kan ons in die pikdonker van ons lyding aanhou tot God bid, omdat hy getrou is, omdat hy ons gered het, omdat hy vir ons lewe in ons Here Jesus gee. Hierdie straaltjie van lig beteken nou nie alles gaan eensklaps reggaan. Hierdie straal van hoop wat ons het beteken nie, die lewe gaan 'n piknik wees. Net omdat ons glo, net omdat die Here ons getroue verlosser is, beteken nie, ons gaan nie donker tye beleef. Ons gaan nie hartseer kry. Beteken nie alles gaan net goed en maklik wees, ons gaan ook daarvan getuig. Beteken nie jou beproewing gaan nou skielik tot einde kom. Ons hou vas aan die Here wat ons vashou. Aan die oor hoe styf jy elke dag kan vashou. Oor hoe styf jy elke dag in die Here vashou. Jou getroue hemelse Vader sal jou nooit los. Hy sal jou die nodige krag gee om te volhard. Op sy tyd sal hy uitkoms gee. Daarom kan en moet ons aanhou bid en vertrou. Ons donkerte wat ons beleef, dryf ons na ons knieë. Al sien ons nie die lig nie, al voel ons alleen, al weet ons nie waar die Here is nie, vertrou ons dat hy daar is, wat hy beloof dit in sy woord. En die Here se beloftes weeg baie swaarder as wat ons voel. Die Here help ons daar. Waarom kan ons geduldig wees? So weder en so donker soos dit voel, wag ons op die Here. Waarom moet ons onsself ook nie afsonder nie? Een van die rede, wanneer dinge vir ons baie donker is, sonder ons onsself heeltemal af.
juist die tyd wat ons mekaar nodig het. As alles donker is, moenie wegbly van die Here diens af. Al sit jy net hier, al kan jy nie saam sit nie, al loop die trane, kom. Here versterk jou deur sy woord. Here versterk jou wanneer jy medegelowiges saam sy woord sing. En dan is dit net met 'n glimlag of 'n tissue of 'n drukkie of 'n klein woordjie van bemoediging. Die Here werk vir sy kinders. Nie weg. Word deur die Here se mense vertroos, word deur die Here self met sy woord vertroos. Verder versterk die Here ons deur die nag. Waar ons self voorberei om volgende week nagmaal te gebruik, is dit goed om onsself hieraan te herinner. Dat die nagmaal versterk en vertroos die Here ons op ons dag volhard. Herinnering is nie een van ons lewens is 100% uitgesorteer. Ons gryp na Christus. Want in hom het ons lewe en vergifnis en troos. En die nagmaal word ons versterk sodat ons gedowig kan volhard. Die Heilige Gees lei ons dan om uit te sien na die toekoms. Om te wag vir die dag wanneer ons Here Jesus weer kom. En hy self al die trane van jou oë gaan afdroog. Wanneer hy einde gaan maak aan al die duisternis en beproewing wat ons beleef en ons ewige vreugde by hom gaan wees. Hou aan by. Hou aan vertrou. Moenie jouself afsonder nie. Kom na die Here en so word deur die medegelowiges vertroos, word deur die Here se woord vertroos en versterk, word deur die nagmaal versterk. Verwag die wederkoms. Want soms word ons oorweldig deur ons bevolkings. Soms lyk alles pikdonker. Soms voel dit of daar nie hoop is nie, soms voel dit of die donkerte nie einde het nie. In hierdie donkerte sal 'n lig wat skyn. Here Jesus Christus. Here wat vir ons lewe gee, Here wat ons styf vashou. Al voel jy asof jy nie kan vashou nie, onthou die Here aan jou vas. Want hy is getrou. Vas aan hierdie woord. En lyk dinge moet ook. Die Here sorg. Die Here is daar. Hy versterk ons. Die Here